Ai, ons kry ai. Ons lees Josua 8 vers 1 tot 29. Ai mens, ai was vir Josua tog so 'n bitter pil om te sluk. Maar hy het 'n baie duur les geleer. Stel jou vertroue in die Here. Maar die Here vergewe. Josua, ek wil hê dat jy die stad Ai in besit gaan neem. Ek gee die stad in julle hande. Josua is dankbaar dat die Here hom 'n tweede kans gee om steeds gebruik ten spyte daarvan dat hy so op sy eie vermoëns begin staatmaak het. Dan gee die Here vir Josua noukeurige instruksies. Deur goeie, slim beplanning kan hy die vyand oorlê, al is hulle ook baie sterk. Josua moes leer dat Jerigo eintlik verspot maklik was, want die Here het die stad klaar vir hulle gegee deur van 'n asemrowende wonderwerk gebruik te maak. Die Here het 'n doel gehad met dit alles, want hy wou eerstens vir Israel wys dat slegs hy God is en dat hulle hom alleen moet aanbid. Hy wou egter ook vir die ander volke van Kanaan waarsku dat hulle met hom te doen sou kry, want hy is die enigste ware God. Hy is almagtig en hulle gode is nietig en waardeloos. Toe hulle Jerigo ingeneem het, het hulle eenvoudig oor die mure van die stad gestorm en dit gevat. Die Here wou egter met Ai se inval vir Josua leer om strategies te begin dink. Jy loop nie net eenvoudig 'n stad storm en oorrompel hom nie. Die vyand gaan jou pak slaag gee. Dit moes hy baie pynlik leer toe hulle Ai onvoorbereid wou inneem. Jy beplan en uitoorlê die vyand. Vandag is hierdie les ook vir ons as gelowiges baie waardevol. Jy storm nie sommer net blindelings in 'n projek in nie. Jy gaan sit eers en doen deeglik jou beplanning, terwyl jy fyn luister na die stem van die Heilige Gees om jou wysheid te gee vir die taak. 'n Bybelstudie geleentheid vra van die persoon wat leiding neem deeglike beplanning, sodat die byeenkoms vir elkeen tot groot seën sal wees. Julle kom nie maar net by mekaar en vra, waaroor voorvoel julle vandag lus nie? So 'n groep gaan misluk. Ai is soos die kraaivlieg, sowat 18 kilometer wes van Gilgal. 2 kilometer verder is Bethel. Josua soek 30.000 van die dapperste manne uit om die inname van Ai te gaan doen. Dan verduidelik hy wat hulle strategie gaan wees. Sodra die son sak, begin hulle aanmarseer na Ai. Hulle sal reg deur die nag stap, sodat niemand sal weet dat hulle op pad is nie. Josua verduidelik verder dat nes die geval met Jerigo, word die stad met 'n banvloek getref. Niemand mag oorleef nie. Dit is God se bevel. Maar die Here het tog ook vir hulle 'n bonus, want hulle kan al die vee en die buit vir hulle self neem. Met hulle groot nederlaag teen hierdie einste stad nog vars in die geheue, val die manne die aand in die pad. Maar hierdie slag is hulle behoorlik voorberei en boonop wag daar vir hulle 'n lekker vet buit. Wanneer hulle in die vroeë oggendure naby die stad kom, roep Josua eers halt. Hier verdeel hy die manskappe. 5.000 van hulle gaan agter om die stad en gaan kruip weg aan die weste kant tussen Ai en Bethel. Daar moet hulle wag tot al die soldate uit die stad uitgelok is. Met die res van die mag marseer Josua oop en bloot tot binne goeie sig van die stad aan die noorde kant.
en daar slaan hulle ewe arrogant kamp op, sodat almal in Ai hulle kan sien. Natuurlik maak die wagters op die stadsmure alarm toe dit begin lig word en hulle sien die klomp Israeliete op hulle voorstoep. En hulle kan baie duidelik sien dat hierdie klomp nie hier is vir 'n piknik nie. Inderhaas word die weermag georganiseer en kort voor lank moet Josua sien hoe dat die reuse stadspoorte oop swaai. Dit lyk soos 'n swerm mure wat by die poorte uitpeel en in hulle duisende swerm die soldate ingelid uit na die vlakte voor die stad en stel hulle linies op. Het hierdie klomp dan nie geleer van laas keer nie? Hulle gaan die spul Israeliete afmaai. Aan die oorkant mik Josua om die aanval te loods. Hulle tart en lok die eite uit. En dan storm hulle. Natuurlik laat die koning van Ai nie op hom wag nie, en met bloedstollende gevegskrete storm hulle terug om vir eens en altyd met die Israeliete af te reken. Skielik gee Josua sy manne bevel om te draai en die hasepad te kies. Hulle hardloop so hard as wat hulle kan, met die ganse weermag van Ai agterna. Die stadspoorte staan waawyd oop, met niemand om dit te bewaak nie, want die vyand is mos aan die weghol. En dit is presies waarvoor die 5000 manne aan die weste kant gewag het. Hulle spring op, hardloop bloot die stad binne en steek dit aan die brand. En dan neem hulle stelling in tussen die weermag van Ai en hulle stad. Wanneer Josua die rook sien, draai hy om. Skielik is hulle nou nie meer die vlugtendes nie, maar die aanvallers. En die weermag van Ai is vasgekeer soos rotte. Almal word doodgemaak, sonder dat 'n enkele Israeliet sterf. Daardie middag is dit 'n singende klomp Israeliete wat stadig huiswaarts loop, want saam met hulle is daar groot troppe vee wat aangedryf word huis toe. Josua het 'n baie waardevolle les geleer. Daar's 2 dinge wat nodig is om suksesvol te wees. Inderdaad is die belangrikste om jou volle vertroue op God te plaas en te luister na wat hy sê. Maar dit is ook belangrik om kreatief en slim te beplan en dink. Dit mag nooit uitgesluit word nie. Kom ons bid. Here, ek vertrou U met alles in my, maar leer my ook om slim te kan beplan. Amen.